My liewe broer en suster, ek wil vir jou nooi, ek is vanmôre opgewonde om die woord van die Here met u te deel. Opgewonde vanmôre om met jou hierdie woord te deel, omdat daar soveel waarde en daar soveel dinge vir mens oopgaan. Wanneer jy by hierdie woord kom. Ek hoop jy het Romeine hoofstuk 11 gelees. Ons wil dit saam lees en ek wil hê jy moet met groot versigtigheid en met afwagting en asof jy dit nog nooit in jou lewe gehoor het, lees en volg nie. So ek nooi vir jou, maak die woord oop in Romeine hoofstuk 11. Ons gaan die gedeelte saam lees vanaf die 11de vers. Daar is 3 baie belangrike indelings. 3 as ons dit tydsvakke. Ek wil nie eers die woord dispensasie gebruik nie, omdat ons nog nie kennis gemaak het met die woord dispensasie nie. Ek wil op hierdie stadium dit 3 tydsindelings noem, wat baie duidelik ons 'n aanduiding gee, dat daar verskillende tye is, waarby God met verskillende mense op verskillende maniere gewerk het. Paulus skryf in hoofstuk 9, 10 en 11 en praat hy oor die verval of die verwerping van die volk Israel van die genade van die Here Jesus en dan die verwerping van die Messias. En nou vra hy hierdie vraag in vers 11. Hy sê, ek vra dan, het hulle, dis die Jode, miskien gestruikel om te val? En dan antwoord hy sê, nee, stellig nie. Maar deur hulle val, het die saligheid tot die heidene gekom, om hulle jaloers te maak. En as hulle val die rykdom van die wêreld is, en hulle tekort die rykdom van die heidene, hoeveel te meer sal hulle volheid dit nie wees nie. Want aan julle heidene sê ek, vir sover as ek 'n apostel van die heidene is, verheerlik ek my bediening. As ek tog maar net my eie volk jaloers kan maak en sommige uit hulle kan red. Want as hulle verwerping die versoening van die wêreld is, wat sal hulle aanneming anders wees as lewe uit die dode? En as die eersteling heilig is, dan die deeg ook. En as die wortel heilig is, dan die takke ook. En as sommige van die takke afgebreek is, en jy is die heiden, wat 'n wilde olyfboom was, onder hulle ingeënt is, en deel gekry het aan die wortel en die vettigheid van die olyfboom, moet dan nie teen die takke wat nou afgekap is, roem nie. En as jy roem, is dit nie jy wat die wortel dra nie, maar die wortel vir jou. Jy sal dan sê, die takke is afgebreek, sodat ek
ingeënt kon word. Goed, deur ongeloof is hulle afgebreek, maar jy staan deur die geloof. Moenie hoogmoedig wees nie, maar vrees. Want as God die natuurlike takke, dis die volk Israel, nie gespaar het nie, sal hy miskien jou ook nie spaar nie. Let dan op die goedertierenheid en die strengheid van God. Gestrengheid oor die wat geval het, maar goedertierenheid oor jou as jy in die goedertierenheid bly. Anders sal jy ook afgekap word. Maar ook hulle sal, as hulle nie in die ongeloof bly nie, ingeënt word. Want God is magtig om hulle weer in te ent. Ek wil net onderbreek. Ek wil hê jy moet sien dat die werk wat God met Israel gedoen het, tot 'n einde gekom het, hulle is afgekap. En nou is die heiden in die boom ingeënt, maar daar gaan 'n tyd kom, sê Paulus, dat die Jode weer terug ingeënt kan word, want God is magtig om hulle weer in te ent. So ons sien al klaar twee verskillende dispensasies of tydsafdelings. Vers 24. Want as jy afgekap is van die olyfboom, wat van nature wild was, en teen die natuur op die makolyfboom ingeënt kan word, hoeveel te meer kan hulle dan, wat dit van nature is, op hulle eie olyfboom ingeënt word. Want ek wil hê, broeders, dat julle hierdie verborgenheid nie moet weet nie, sodat julle nie eie wys mag wees nie, dat die verharding ten dele oor Israel gekom het, totdat die volheid van die heidene ingegaan het. So sal die hele Israel gered word. En hier sien ons die derde indelingstyd. Israel verwerp Jesus. Die evangelie gaan na die heidene toe. Die heidene het 'n sekere tyd waarin hulle gered kan word, want hy sê tot die volheid van die heidene, en dan gaan God weer terugkeer en met Israel werk. In vers 26 so sê, so sal die hele huis van Israel gered word, soos geskrywe is, die verlosser sal uit Sion kom, en sal die goddelooshede van Jakob afwend. En dit is van my kant die verbond met hulle wat as ek hulle sondes wegneem. Wat die evangelie betref, is hulle wel vyande terwille van julle, maar wat die uitverkiesing betref, bemindes terwille van die vaders. Ons gaan nou praat oor die woordjie uitverkiesing vinnig. Hierdie uitverkiesing is nie saligheid nie. Dis hulle uitverkiesing om as volk van God geroep te wees. Kyk wat staan daar. Hulle is vyande terwille van die evangelie en vyande terwille van julle, omdat hulle uitgehaal is en julle ingesit is, die heidene. Maar wat die verkiesing betref, hulle as volk van God, bly hulle bemindes terwille van die vaders. Wie is die vaders? Die belofte wat God vir Abraham, Isak en Jakob gemaak het.
Ek wil hê jy moet mooi kyk, en as jy dit mis, dan gaan jy goed wat vir die Israel geskryf is, gaan jy wil toepas op heidene. En as jy dit misverstaan, gaan die Bybel 'n deurmekaar spul word, want jy gaan nie weet en jy gaan nie verstaan dat daar 'n plan is met Israel, daar's 'n plan met die heidene, daar's 'n tyd vir Israel, daar's 'n tyd vir die heidene. Die tyd van die heidene gaan klaar raak, God gaan sy werk met Israel hervat. En daarom moet jy weet, watter deel van die Bybel waar vir wie geskryf is. Ek lees vers 27, ek het klaar gelees. Wat die evangelie betref is hulle wel vyande, maar wat die uitverkiesing betref, bemindes ter wille van die Vader. Want die genadegawes en die roeping van God is onberoulik. Want soos julle ook vroeër aan God ongehoorsaam was, maar nou barmhartigheid ontvang het deur hulle ongehoorsaamheid, so sal hulle ook nou ongehoorsaam geword het deur die barmhartigheid aan julle, sodat hulle ook barmhartigheid kan ontvang. Want God het hulle almal in die ongehoorsaamheid ingesluit om vir almal barmhartig te kan wees. So as jy nou na die gedeelte kyk, sien ons vers 1 tot 12 God se genade aan Israel. Dan vind daar iets plaas, want vers 13 tot 24 praat van God se genade aan die heidene. En dan vind daar weer iets plaas in die tydslyn van die Bybel, want vers 25 tot 32 praat dat God weer terugkeer om met Israel te werk. So op hierdie stadium, en ek gaan nou vir jou 'n kaart wys, wil ek nie teologiese name aan hierdie goed heg nie. Ek wil net hê jy moet sien dat daar 3 verskillende werkswyses was. God werk met Israel, iets gebeur. God werk met die heidene, iets gebeur. God keer terug om met Israel te werk. En dis al wat ek en jy van Romeine 11 moet verstaan. En dan, ek het dit nie opgesit nie, maar ek wil tog hê dat jy vanmiddag, as jy by die huis kom, vers 33 tot vers 36 van Romeine 11 nou met 'n ander oog lees. Ons wil so maklik vers 33 die lofsang of die gebed van Paulus losmaak van hy aanbid die grootheid van God. Maar as jy dit nou so lees en jy lees nou vers 33, dan kom jy agter dat Paulus op 'n ander vlak God aanbid. Want hy sê, die diepte van die rykdom en die wysheid en die kennis van God, hoe ondeurgrondelik is sy oordeele en onnaspeurlik sy weë. Want daar gaan iets gebeur wat God die volk Israel moet straf, dat die evangelie by die heidene kan kom. Dan gaan daar weer iets gebeur wat die tydperk van die heidene gaan stop. En die heidene wat Jesus nie aanvaar het nie, gaan straf. Sodat hy weer met Israel kan werk. En dis die wonderlikheid as jy die skrif lees en dit op hierdie manier, so wat ons verlede week begin het, reg verdeel. Ek wil 2 Timoteus 2 vers 15 as die
teks van oordenking weer vir jou lees. En ons wil stil staan by die gedagte, beproef voor God om die woord van die waarheid reg te sny. Wat het ons verlede week geleer? Paulus sê, lê jou daarop toe, om jou beproef voor God te stel, maak dit jou eerste prioriteit. Dat jou bediening, Timoteus, en jou skrifverklaring God tevrede stel. My liewe vriende, ons kan die beste teologiese kennis, ons kan as kerk en as organisasie die beste belydenis skrif hê. Dit gaan vir jou en vir my niks beteken as ons hierdie boek nie reg plaas nie. Ons kan die duidelikste onderskeid hê oor die goddelike drie-eenheid. Ons kan die mooiste teologie hê oor wat genade is, wat versoening is, wat die sakramente is. Ons kan al hierdie goed op die punte van ons vingers ken. Maar Paulus sê vir Timoteus, lê jou daarop toe, om beproef voor God te wees, as 'n werker wat nie hoef skaam te wees vir die manier hoe hy die woord van die waarheid verkondig. En ek het verlede week gesê, dit gaan nie hier oor reg en verkeerd nie. Dit gaan nie oor die ware en oor die valse nie. Maar dit gaan om die waarheid op die regte plek te plaas. Die rede hiervoor is dat die Bybel kans kry om te praat. Soos wat hy wil praat en soos God dit geskryf het. As ons hier skryf, hierdie is seker een van die grootste klagstate wat daar in 'n kerk kan staan. As ek op my kansel skryf, so sê die Here, en ek maak nie seker dat hy so sê. Want elke woord, en hoor mooi wat ek sê, en ek plaas myself elke dag onder hierdie verantwoordelikheid, dat jy vir elke woord wat jy spreek in die naam van God verantwoordelikheid gaan doen. En dis waarom ons met soveel versigtigheid met die Bybel moet omgaan. As ons dit nie doen nie, dan is dit soos iemand wat iemand anders se pos oopmaak en lees. Het jy al 'n ander ou se brief gelees? Het jy al 'n brief gelees wat nie aan jou geadresseer was? Dink net jy moet vanmôre 'n brief kry en hierdie brief moet sê dat jy finansiëel bankrot is. Dat die gereg môre by jou huis se deur gaan klop en alles van jou gaan vat. Of dat jy so ryk geërf het dat jy môre kan ophou werk. Net om môre agter te kom
Dis 'n aanhoudse brief. Die storie is goed, maar dit beteken vir jou niks. Want dis nie jou pos nie. En nou plaas ons en ek sien dit en ek luister en my hart breek as ek sien hoe mense met egtheid en met opregtheid die Here wil dien. En laste op hulle laai. Wat ander ou se pos is. En dit mis wat die Here vir hom ingeet na hierdie kaart kyk, en ons gaan baie oor hierdie kaart praat. Ek het nou name, soos ek in die begin gesê het, aan hierdie gebeurtenisse gegee. Maar ek wil hê jy moet vergeet van die benaminge van wat gebeur. En kyk na die verloop van die skrif. En ek hoop, as jy hom nie het nie, ek sal hom vir jou stuur. En ek het beloof, ek sal dit stuur verlede week en ek sal hom vir julle stuur. Ek wil hê jy moet mooi kyk. Die swart lyn is die tydlyn van die Bybel. Dan is daar 'n rooi lyn, 'n blou lyn en weer 'n rooi lyn. En dis die tydperk wat God met Israel die rooi lyn en weer later met Israel die rooi lyn gaan werk. En dan die blou lyn is die tyd waar God met my en jou as heiden werk. En dan moet jy kyk, onder die lyn staan die Bybelboeke. En dan gaan jy sien dat die rooi lyn, die eerste gedeelte, die grootste deel, die hele die Ou Testament, die evangelies bevat, waar daar uitsluitlik met Jode gepraat word ten opsigte van 'n aardse koninkryk wat vir hulle aangebied word. Dan die boek Handelinge is daar in die gapentjie tussen die rooi lyn en die blou lyn, en dis die oorgang van een dispensasie of een tydperk na die volgende tydperk toe. En dan die blou lyn is die tyd en die briewe onder, as jy dit nou kan lees, is die boeke Romeine tot by Filemon, die 13 boeke van Paulus se sendbriewe, wat uitsluitlik vir die heidene geskryf is en vir die Jode wat Jesus met die aanvaar het as nie net Messias vir 'n aardse koninkryk nie, maar deel geword het van die liggaam van Christus in hierdie dispensasie van genade. En dan die rooi lyn weer aan die einde wat dan handel die boeke Hebreërs tot by Openbaring. Dis uitsluitlik, en as ons daarby uitkom vanmôre, gaan ek dit vir jou vinnig noem, uitsluitlik materiaal wat weer geskryf is vir die Jode, om hulle leefwyse te verduidelik hoe hulle gaan leef wanneer God weer met hulle begin werk, nadat hy met die heidene gewerk het. Onthou bietjie dat u vir volgende week Efesiërs 3 en Galasiërs 1 lees. Want dit gaan vir jou so bietjie meer die lig kom bied oor hierdie twee verskillende werksfunksies van hoe die Here op verskillende maniere met die Jode en met die heidene werk. En dan sal jy sien, is daar 'n swart blokkie wat die eerste koms van Jesus aandui, die simbool van die kruis en die hemelvaart, dan 'n oranje pyle wat die einde van die genade dispensasie
aandui wat ons die naam wegraping bysit, maar vergeet nou die name. Ek wil nie jy moet die naam glo nie, ek wil jy moet kyk waarom dit belangrik is dat hierdie goed is waar hulle is. En dan die volgende swart blokkie wat die tweede sigbare koms van Jesus aandui, en dan die koninkryk of die vrederyk. Nou mense wat dit nie raak sien nie, gaan met jou stry oor hulle eskatologiese siening, en ek wil nie met jou vanmôre eskatologie praat nie. Ek wil hê jy moet vanmôre die basiese dinge verstaan oor hoe die skrif uiteengesit is. Wanneer God met wie gepraat het, en hoekom jy daardie dele reg moet lees. Byvoorbeeld, sou jy die wet lees in die Ou Testament, en die wet sekere vereistes gee, dat jy sekere kleredrag moet aantrek, dat jy sekere goed moet eet, dat jy sekere feesdae moet vier, gaan jouself blind staar en jouself buite sy orde plaas om dit in hierdie dispensasie te wil nakom. Dis so eenvoudig dat ek het nou eendag vir iemand gesê wat vir my sê, maar ja, julle aanbid op 'n Sondag en die Bybel sê op 'n Saterdag. Ek sê ek gaan nie met jou stry nie, want jy weet nie, jy het nog nie die Bybel gelees nie. Want as jy die Bybel gelees het, sal jy verstaan het dat die Nuwe Testamentiese kerk nie aan Sabbat onderhouding gebonde is nie. Want die Sabbat het hulle uittog, Israel se uittog uit Egipte gedenk, of herdenk. Ek is 'n Jood, ek het niks uit te waai. My mense was nie slawe in Egipte nie, dis niks met my uit te waai. Hoekom aanbid ek op 'n Sondag? Want my verlosser het opgestaan. Want my bedeling en die tyd wat God met my praat, Paulus sê vir die heidene, 1 Korintiërs 15 vers 1 tot 4, ek sê vir hulle die evangelie, dat Jesus gesterf het, dat hy begrawe is, dat hy opgestaan het, en dat hy hom lewend verskyn het. Dit is die evangelie. Hoekom aanbid ek op 'n Sondag? Omdat my opstanding en my oorwinning, my verlossing, soos Israel uit slawerny uit vir hulle belangrik is my verlossing op die eerste dag van die week my bron van my verlossing en my oorwinning. Jy sien, ek hoef nie eens met jou te stry nie, want nou kan ons baie teksverse aanhaal. Paulus sê later vir die heidene, moenie dat hulle julle beoordeel in sabbate en wette en goeders en nuwe maande en feeste nie, want dis nie vir julle nie. En dis waarom dit belangrik is. As jy nou vanmôre kyk, dan sal jy sien in die eerste rooi blokkie sê die koninkryk is die beloftes wat aan Israel geprofeteer is gedurende die Ou Testament. Daar sal 'n koning kom, hy sal die Messias wees, en hy gaan op die troon van Dawid in Jerusalem vir julle sit. Hy kom vir die eerste keer. Die tweede blokkie sê die koninkryk word aan Israel verkondig. Johannes die Doper sê, bekeer julle, want die koninkryk van God het naby gekom. Hulle verwerp Jesus as Messias. Hulle sê vir Pilatus, ons soek Barabbas. Nie omdat Barabbas 'n beter profeet was nie, maar omdat Jesus hulle gekonfronteer het met 'n ander manier van lewe wat hulle nie wou aanvaar het nie. Na die kruisiging, na die hemelvaart op Pinksterdag, word die koninkryk vir Israel aangebied. Petrus sê op Pinksterdag, julle het die Messias doodgemaak. Hulle vra vir hom, wat moet ons doen? Hy sê, bekeer julle.
En laat julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Hulle verwerp die Messias. 'n klein hoeveelheid aanvaar hom as Messias. Die meeste verwerp hom en daarom sê jy sien, die hele res van die eerste gedeelte van Handelinge stop die koninkryks aspek, want die Jode het die Messias verwerp en God roep vir Paulus na Handelinge 9 en die evangelie gaan na die heidene toe. Gaan lees, Handelinge 8 is die vervolging. Handelinge 7 word Stefanus gestenig. Handelinge 8 word die Jode word hulle versprei, word hulle verstrooi. Handelinge 9 word Paulus tot bekering geroep en hier begin die dispensasie van genade vir die heidene. In Handelinge 15, toe Paulus al begin preek het, toe konfronteer die Joodse kerk en hierdie nuwe heidense kerk mekaar en hulle kom in Handelinge 15 by die synode in Jerusalem en daar besluit hulle, ons aanvaar dat Petrus geroep is vir die Jode en dat Paulus geroep is vir die heidene. En daar bevestig hulle dat daar 'n baie duidelike verandering plaasgevind het, dat Petrus vir die heidene is en Paulus vir die Jode, Petrus vir die Jode en Paulus vir die heidene. So die Nuwe Testamentiese kerk het nie begin by Handelinge 2 nie. Handelinge 2 het die Messiaanse kerk sy vervulling gekry waar mense Jesus aanvaar het as Messias. En daarom is hulle gedoop. En dan gaan die evangelie na die heidene toe. En dan moet daar iets gebeur. En kom ons gee dit nie nou 'n naam nie. Ek wil nie daarvan wegskryf nie. Ek is nie bang om oor die wegraap om te praat nie, maar kom ons praat vir verstaan wees. Dan moet daar iets gebeur en Paulus sê in Romeine 11, die voltooiing van die heidene. Waar daar 'n tyd plaasvind waar God die bediening met die heidene stop. En hy dan weer terugkeer om met die Jode te werk. En hy hulle in 'n tydperk van verdrukking insit, waarvan Matteus 24 praat, waar die evangelie, lees Matteus 24 vers 14, die evangelie van die koninkryk moet verkondig word. Ek sal eendag met julle praat oor die groot opdrag. Die groot opdrag, as ons dit nou in sy perspektief wil bring, is die groot opdrag wat Jesus gee vir sy disippels in Matteus 28 vers 19 en Markus 16, kom tot 'n einde toe die Jode die Messias verwerp en hulle verstrooi word. En die evangelie na die heidene toe gaan. Nou kom ons gaan so 'n paar jaar vorentoe. Die eerste ding wat gebeur in Openbaring hoofstuk 7 na die eerste 6 seels, is 144.000 Jode, 12.000 in elke stam word verseël met die seël van God op hulle voorhoofde en hulle moet die evangelie van die koninkryk verkondig, want Matteus 24 vers 14 sê die evangelie van die koninkryk word verkondig aan die einde en dan sal die einde kom. Die groot opdrag is gestop omdat die Jode nie na die heidene toe wou gaan nie. Onthou julle vir Petrus in Handelinge 10? Die Here wys hom die doek uit die hemel en Petrus sê, Here, maar ek kan niks eet wat onrein is nie. En die Here sê vir Petrus, jy moet na Kornelius toe gaan, hy is die eerste heiden. En Petrus sê, maar ek is nie geroep vir die heidene nie. En die Here sê, moenie dit wat ek rein maak, onrein maak nie. En nou is die evangelie
van die genade vind plaas totdat wanneer die tyd nou volvoer is. En nou word er 144.000 Jode in Openbaring hoofstuk 7 verseël. Met watter rede? Dat die groot opdrag van die koninkryk kan aangaan. Want Jesus sê self in Matteus 24, die evangelie van die koninkryk moet verkondig word. En dis in hierdie tydperk van verdrukking waar God Israel in 'n noute indruk dat hulle die Messias gaan aanvaar. Lees maar Sagaria 14, waar hulle as hy kom vir hom sê, maar hoekom lyk jy soos jy lyk? Hoekom het jy merke in jou hande? En hy sê, my broeders, julle broeders het my hierdie merke gegee. En hy sê, en hulle gaan vir daardie oomblik met groot verwondering raak sien dat die Messias, wat nou kom koning word, die Messias was wat hulle verwerk het. En dan kom Jesus vir sy tweede koms. En hy kom die belofte van die koninkryk vestig. Soos koninkryk geprofeteer, beloof, koninkryk verkondig, koninkryk verwerp, koninkryk voorberei, koninkryk gevestig. En dis vanmôre die vinnig, dit wat jy moet verstaan voordat jy hierdie boek kan oopmaak. En dis so hartseer dat dit nie altyd gedoen word nie. Ek wil die laaste paar minute tot ons beskikking so 'n bietjie met jou deel oor uitdagings en hindernisse wat u bewustelik of baie keer dalk onbewustelik bevind met die lees van die Bybel. En soos ek nou gesê het, ons kan die beste teologie hê, ons kan die beste uiteengesette verklaring vir die skrif hê. Maar die probleem lê nie by dit wat die belydenisse sê nie. Maar hoe ek en jy die Bybel lees en die invloede wat 'n rol speel wanneer ons die Bybel lees. U moet onthou, my liewe vriende, dat die duiwel vrees dat jy die waarheid sal ken. En dit is waarom daar uitdagings en hindernisse is wanneer jy die Bybel lees. Die eerste uitdaging of die eerste hindernis wat ons as Bybelleser ondervind, is die feit dat wanneer ons die Bybel lees, ons die Bybel alleen lees. En hiermee bedoel ek dat alhoewel die Heilige Gees se werk is om die skrif te verklaar, lees ons nie die Bybel met die Heilige Gees wat hier fisies langs jou sit en jou sal stop of inmeng of jou verbaal teregwys nie. Hy sal nie vir jou forceer om na 'n ander antwoord te luister wanneer jy 'n verkeerde interpretasie van die skrif maak. Hy sal jou nie korrigeer of stop in die middel van jou lees en vir jou hier met 'n harde stem sê nee, jy mis die storie. Ek wil vir jou 'n eenvoudige voorbeeld gebruik. Jesus praat met Nikodemus en Jesus sê vir Nikodemus in Johannes hoofstuk 3 dat hy moet weergebore word.
En of Nikodemus die gedagte van wedergeboorte misverstaan en hy dink aan 'n eerste geboorte, die fisiese, en 'n tweede geboorte geestelik, en of hy dit nou sien soos wat Jesus dit bedoel het, dat dit 'n opnuut gebore moet wees, 'n hergeboorte. Sê Jesus nie vir Nikodemus daar, wat ook al hy verstaan nie, nee Nikodemus, jy verstaan mis dit, ek praat nie van 'n eerste geboorte nie. Hy sê vir Nikodemus, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. En dis presies dieselfde wanneer ons die Bybel lees, dat ons die Bybel alleen lees. En ons self interpretasies maak. Die Gees van God sal en kan, wanneer ek hom in gewilligheid die kans daarvoor gee, sal hy, want dis sy werk, om my te oortuig en reg te oortuig en die skrif vir my oop te breek. Maar interpretasie en uitleg, as ons hom buite rekening laat of self besluit, is die mens se eie saak. En dis een van die hindernisse of uitdagings wanneer ons die Bybel lees. As ons kies om 'n fout te maak, of kies om te volhard in my verkeerde interpretasie, sal die Heilige Gees my nie forceer om anderster te dink nie. 'n tweede uitdaging of hindernis is dat u moet onthou dat die Bybel geskryf is deur ongeveer 40 verskillende skrywers oor 'n tydperk van ongeveer 1500 jaar. En boonbehalwe dat dit verskillende skrywers is wat verskillend skryf oor 'n baie lang tyd skryf, is daar 'n progressiewe openbaring van God se plan in die skrif. En dit is die tweede uitdaging of hindernis waarmee ek en jy sit. Hebreërs hoofstuk 1 skryf die skrywer en hy sê, nadat God baie keer en op baie maniere, sê hy, in die ou tyd gespreek het tot die vaders, deur profete. So met ander woorde, die profeet was die segsman van God. En dis nou nie asof die profeet soos 'n robot gepraat het nie, maar dit was die gestuurde van God wat ook na die stem moes geluister het, maar hy moes bloot die opdrag van God verbaal kom oordra het. Is die uitdaging vandag, sê hy, dat hy in die laaste dae tot ons spreek deur die Seun, wat hy aangestel het en deur wie hy ook die wêreld gemaak het. So met ander woorde, ons kan nou nie net die klakkelose herhaling hoor nie, maar ons kan nou die nuutheid van God hoor deur die stem van die Seun, verklaar deur die Heilige Gees in ons harte. Maar die gevaar is nou dat ons eie afleidings kan maak. Ook omdat daar soveel verskillende skrywers is met verskillende skryfstyle. En dat hierdie progressiewe openbaring van die skrif
stelselmatig soos 'n teleskoop dinge uitmekaar uittrek, en as jy die eerste ding mis, jy dalk die tweede ding gaan misverstaan. En dis 'n baie belangrike hindernis of uitdaging. Daar is 'n duidelike progressie in die skrif ten opsigte van sy goddelike openbaring. Hoe God hom openbaar het in die skrif. As ons nou lees, dan sal jy agterkom dat die rigters meer geweet het van God se openbaring as die aardvaders, en die profete het meer openbaringskennis gehad as die rigters. Dan weer het die apostels in Jesus se tyd meer geweet as die profete. En ons ook nou, soos wat die wederkoms van die Here naderkom, ons dan ook meer weet van die progressiewe openbaring in die skrif, omdat God hierdie gordyn verder en verder soos 'n sluier ooptrek, soos wat dit noodsaaklik word om hierdie goed wat sy koms voorafgaan en die dringendheid ons daarmee te waarsku. 'n Derde uitdaging is dat die Ou en die Nuwe Testament ook nie sonder mekaar gelees kan word. En dis 'n groot gevaar wanneer jy die twee wil van mekaar afskei en sê dat ek lees nie Ou Testament nie want dis vir die Jode. Ek lees nou net Nuwe Testament want dis nou meer nuwer openbarings. Beide moet saam gelees word en kan nie sonder die een sonder die ander een staan nie. Sonder die Levitikus rede is die Hebreërboek vir ons, en ek wil die woord onsinnig en onbenullig gebruik. Sonder dat ons die Hebreërboek lees, sal Levitikus vir ons onsinnig en onbenullig wees en 'n klomp wette en rituele en dinge wees wat ons nie verstaan nie. Net so kan Daniël en Openbaring nie in afwesigheid met mekaar gelees word nie. Want sonder die een se insette kan 'n ander een nie verstaan word. As ons Openbaring apart lees sonder Daniël, is dit simboliese taal, en dis waarom mense dit vandag 'n geestelike boek noem of 'n toeboek noem. Maar as jy Daniël begin saamlees en jy sien hoe die twee mekaar aanvul, dan begin hierdie Openbaring boek oopgaan as jy die mooi beelde van Daniël sien en die storie sien wat die Here gebruik om die onbekende aan Daniël bekend te maak. 'n Vierde uitdaging is dat die taal waarin die Bybel geskryf is, bied vir ons talle geleenthede vir misverstande. Jy moet onthou dat die Bybel is geskryf en is voltooi gedurende 'n eerste eeuse Midde-Oosterse kultuur. En ons lees vandag die Bybel in 'n 21ste eeuse Westerse kultuur. So met ander woorde, behalwe vir die taal, is die tydsaspek van wanneer die Bybel geskryf is en wanneer ons hom lees. Onthou weer, die Heilige Gees verklaar die skrif, maar ek en jy lees dit nie altyd met, en ons kan maar eerlik wees, nie altyd met, ek lees hierdie ding Gees van God, maar ek wag tot U vir my 'n interpretasie gee. Ek lees dit baie keer, ek maak my eie interpretasie, en dis waarom daar soveel misverstande is. Ook in die 5de plek moet ons onderskei tussen die skryfstyl en gebruike in die skrif, wat die skriftrant en die
leestyd bemoeilik. Daar is idiome en daar's uitdrukkings in 'n eerste eeuse kultuur wat drasties verskil van 'n westerse 21ste eeuse gewoonte en gebruik. Selfs die manier wat die Jode vandag in die 21ste eeu lewe is drasties veranderd en verskillend van hoe hulle in die eerste eeu geleef het. Selfs in ons eie tyd, net die afgelope, ek wil amper sê, minder as 50 jaar, het gebruiksvorme van woorde so verander, dat die jeug, wanneer die ouer mense woorde gebruik, dit wyd verskillende definisies het, van die definisie wat die jeug vandag het. En die ou mense glad nie die taal van die jeug verstaan nie, alhoewel dieselfde woord gebruik word. Dink maar net, toe ek jonk was, kan ek onthou dat as jy Engels was, en jy was gelukkig gewees, en jy was bly gewees, en dan jy dan hulle die woord gay gebruik. To be gay is om gelukkig te wees. Wat baie sekerlik vandag 'n baie ander definisie. En mense 50 jaar terug nie sou aanstoot geneem het as ek hom gesê het jy's gay nie. Maar as hy vandag hierdie aanslag kry, as hy vandag gay moet definieer, gaan hy definitief nie dink aan opgewonde en bly en gelukkig nie. Met ander woorde, woorde en skryfstyle maak dat ons uitdagings het. Daar is figuurlike taal, daar is simboliese taal. Daar is dinge wat ons letterlik moet verstaan. En wat ons binne hierdie skryfstyle en taalgebruike van hierdie 40 verskillende skrywers met verskillende kulture, agtergronde en geletterdheid ook in aanmerking moet bring. Die agtergrond van die skrywers sal jy onthou, as ons maar 'n paar noem, daar was gewone vissermanne. Daar was wetgeleerdes. Daar was mediese dokters. Daar was soos Gamaliel en die skrifgeleerdes teologiese en godsdiensgeleerdes. En hoe Paulus skryf en hoe Lukas skryf en hoe Matteus geskryf het en hoe 'n gewone visserman geskryf het en gepraat het, is heeltemal verskillend van mekaar. En dit maak dat ons misverstaan. Wanneer ons vinnig net kyk na figuurlike taal, dan is figuurlike taal beeldspraak, en dis goeters wat ons nie direk of so moet verstaan nie, en beeldspraak moet ons in die konteks lees om te verstaan wat hier gesê word. Wanneer daar simbole gebruik word, dan sien ons dit baie keer in die konteks, maar ook aan ander plekke in die skrif, moet ons toelaat dat die skrif hierdie simboliek aan ons te verduidelik. Met ander woorde, soos byvoorbeeld die simboliek van die feeste, en in die Nuwe Testament hoe dit op die Here Jesus van toepassing is, net om een voorbeeld te noem. En dan is daar letterlike dinge wat ons moet lees soos dit daar staan. Hy het een betekenis, en ons lees dit in soos die leser dit soos die skrywer dit geskryf het, en ons lees dit binne die leser se gebruikstaal. Die woord kan net die woord beteken. En dis hoekom ek altyd sê, lees die Bybel in Afrikaans. Jy het nie nodig om Hebreëse en Griekse en Latynse skrifkennis te hê van woorde nie. Dit verduidelik baie keer, maar dis hoekom ons kommentare het. Maar lees die Bybel soos hy in Afrikaans staan, en dit maak dit soveel makliker. Ek wil afsluit.
U moet onthou dat die skrif is baie duidelik geskryf vir alle mense, om alle mense in te lig en te onderrig. Maar dan moet jy ook onthou dat nie alles in die skrif is aan almal geadresseer nie. En ons gaan volgende week bietjie meer hierby stil staan. Ons wil kyk volgende week en ons wil aangaan om te kyk na die verskillende geadresseerdes in die skrif en hoe ons moet onderskei met wie gepraat is, wat gesê is, wie gesê het en onder watter omstandighede daar geskryf is. Die Bybel is vir ons almal tot ons lering, maar nie alles is my pos nie. En dis waarby ons vir volgende week wil stilstaan. Ek hoop dat hierdie woord vir jou tot seën is. Ek hoop regtig dat hierdie vir jou 'n nuwe dimensie bring, 'n nuwe 'n hulp dat ons die Heilige Gees kan kans gee om die skrif vir ons oop te breek soos wat hy dit geskryf en bedoel het. En nie soos ons die tradisies dalk het of hoe ons groot geword het en hoe ons dit graag wil lees omdat ons onsself aan sekere dinge verbind het. En dis die grootste probleem wat ons het is dat ek baie keer dit wat ek gedoen het en dit wat ek graag wil hê moet gebeur, antwoorde en stawings uit die skrif soek en die skrif dan verdraai sodat dan dit net kan vir my reg gee om te doen wat ek doen en te glo wat ek glo. Ek bid dat hierdie woord jou hart sal aanraak en jou sal seën. Kom ons buig ons harte voor die Here.